Kom ons sit net so, dan maak ons oë toe en bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, hier waar ons vanmôre saam is, bid ons dat U ook vir ons sal seën, ons genadig sal wees en vir ons die vrede sal gee, dat ons ook vanmôre opnuut weer deur dit wat ons hier uit die woord gaan hoor, vrede in ons harte sal hê, maar dat ons ook sal hoor wat U van ons verwag, hoe ons lewens van dankbaarheid vir U groot liefde en genade vir ons dan ook moet leef. Here, ons vra dat U vir ons vanmôre ook sal lei, werk met die Heilige Gees deur ons harte en deur ons verstand, en gee dat ons werklik sal hoor, en dat ons dit ook tot eer van U naam sal gaan doen. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons U kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons is vanmôre nog steeds besig met Jesaja 2. Nou ons het nou in die tussentyd, het ons nou hemelvaart gehad, so ons het so 'n bietjie gebreek met die tema, so net om so vir 'n oomblik terug te kom, en om weer die agtergrond so 'n bietjie te skets. So ons het met die eerste 5 verse van Jesaja, hierdie gedeelte, kom ek sê dit ook aan die begin, hierdie hele gedeelte is in 'n sekere sin een groot gedig, wat geskryf word van Jesaja 2 af, en uiteindelik tot by Jesaja 4. In Jesaja 2 en in Jesaja 4 sien mens so half dat die gedig vorm. Jesaja 3 sien mens dit nie so heeltemal nie, maar in die oorspronklike taal sien mens dit so. Dit is eintlik een groot geheelbeeld, waarmee ons nou vir 3 Sondae gaan besig wees, waarvan hierdie nou die middelste Sondag is, die tweede ene. So die vorige Sondag het ons met die eerste 5 verse van Jesaja 2 gewerk, en dit was die ideaal gewees, so die ideale berg Sion, soos wat dit veronderstel is om te wees, is wat toe vir ons daar beskryf as ons het daarna gekyk, maar dan in die res van die verse wat ons vanmôre gaan behandel, word vir ons die regte, slegte, sondige werklikheid beskryf, en dis waarna ons vanmôre gaan kyk, en dan wil ek amper sê, voor ek vir ons gaan begin lees, dat dit is belangrik, want ons moet besef, dis in 'n sekere sin waar ons ook vandag is. Ons leef in 'n sondige wêreld, alhoewel die ideaal vir ons daar is. Jesus het vir ons die voorbeeld kom gee, en hy het vir ons kom wys hoe lyk die perfekte, hoe lyk die ideaal, en ons moet daarna toe streef. Ons moet na daardie ideaal toe uiteindelik streef. So dit is die belangrike. En in 'n sekere sin kan ons ook sien, wanneer ons nou hier van die 6de vers af begin lees van Jesaja 2 af, ons kan alles in die teenoorgestelde sit, en in 'n sekere sin kan ons sê, dat alles wat hier gebeur, is wat ons nie moet doen nie, of ons moet in die teenoorgestelde rigting daarvan leef. So ja, maar goed. So, kom ons begin saam lees daar in Jesaja 2 van vers 6 af. So ons lees daar, want U het U volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied, en van golelaars, soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel, en hulle land is vol silwer en goud, en daar is geen end aan hulle skatte nie, en hulle land is vol perde, en daar is geen end aan hulle strydwaans nie. Ook is hulle land vol afgode, voor die werk van hul hande buig hulle hul neer, voor wat hulle vingers gemaak het. So moet dan die mens neerbuig en die man verneder word, en U moet hulle dit nie vergewe nie. Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweë die skrik van die Here, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. Die hoë oë van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne neergebuig word. En die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare,
oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. En oor al die hoë en verhewe seders van die Libanon, en oor al die eikebome van Basan, en oor al die hoë berge, en oor al die verhewe heuwels, en oor al die hoë torings, en oor al die versterkte mure, en oor al die skepe van Tarsis, en oor al die kosbare pronkstukke, dan sal die hoogheid van die mense neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. En die afgode sal geheel en al verdwyn, en hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die Here, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. In die dag sal die mens sy silwergode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het, om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vleermuise, om te gaan in die skere van die rotse en in die kolwe van die kraanse vanweë die skrik van die Here, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. Nou ons lees net tot daar, ek het vir ons 2 teksverse vanmôre. En hierdie teksverse sien ons hier in vers 12, maar ook in vers 14. Maar voordat ek hulle weer vir ons lees, wil ek ook net die gedagte tuisbring wat hier gebeur is. Jesaja beskryf in hierdie gedig die letterlike. Hy sê dat, en ons sal dit nou bespreek, hy sê daar's al hierdie rykdom, daar's al hierdie bygelowe, daar's al hierdie afgode wat julle aanbid. Dis die letterlike, dis die hoë seders, die hoë torings, die hoë kraanse, en dit is letterlik daar, en die letterlikheid daarvan wys na iets toe, dit wys dat die mens agter Mammon aanloop, maar dit is terselfdertyd vergelyk dit ook met die mens. Hy sê, julle is die wat dink, julle is hoë seders, en julle is hoë kraanse, en julle is blink van die goud, en julle is hoë berge. So hy werk ook op 'n metaforiese manier, op 'n simboliese manier, om die twee met mekaar te vergelyk. Dis letterlik daar, maar dis ook hoe die mense ingesteldheid is. En dan daar teenoor gee hy vir ons dan hierdie 2 teksverse ook. Vers 12 sê, want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare, oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. En dan vers 14, en oor al die hoë berge, en oor al die verhewe heuwels. Oor al die hoë berge, en oor al die verhewe heuwels. So wat gebeur is, ons verhef onsself baie keer, ons dink dalk ons is hoë berge, of ons is hoë bome, wil ek ook amper sê, maar die spreekwoord sê tog so tipies, dis die hoë bome wat natuurlik die meeste wind vang. Maar wat ek ook hier wil hê ons moet raak sien in ons teksverse, is hier word spesifiek, en ons sal dit nou weer sien, word spesifiek verwys na die dag van die Here. So wat is die dag van die Here? Dit is natuurlik die wederkoms wat vir ons hier beskryf word. So hou dit in gedagte, en dan wil ek hê dat ons nou so stadig weer deur hierdie verse moet werk, na hierdie verval moet kyk, na die harde, werklike sondige werklikheid. So in vers 6 word dit begin, en wat vers 6 eintlik as mens hom weer lees, dan sien ons hier word gepraat uiteindelik van weer eens die verbondsgedagte met Jakob wat genoem word, maar en dan sê hy, ten spyte daarvan dat julle in 'n verbond met God is, dat God 'n verbond met julle gesluit het, ten spyte daarvan hou julle vol, en is julle vol van wat van die ooste af aangebied word. Nou, ons besef dit nie in die lees hiervan nie, maar wat tipies van die ooste is, dit was die sterrekykers en die wyse manne en goeters van die ooste. So, hulle het hulle self besig gehou met allerhande wetenskappe en bygelowe, en die lank en die kort is uiteindelik, hulle het na die sterre gekyk, om hulle wysheid daar te kry. En miskien as mens dit nog nader wil bring, dan wil ek sê, hulle het na die sterre gekyk om te sien wat is God se wil. Hulle het gesê, dis wat God vir ons in die sterre sê, en dis wat gaan gebeur. En nou wil ek dit amper terugtrek na ons toe vandag. Is ons nie ook aan mekaar besig daarmee nie? Ons wil kyk na wat in die hemel gebeur, wat in die sterre gebeur, en dan wil ons allerhande datumpies aankondig. Ek het nou onlangs weer
daarvan gehoor, ouens wat vertel, die wêreld gaan nou weer eindig, en dan wil ek amper sê, het julle al jammer gesê, omdat julle die vorige keer gesê, die wêreld gaan eindig, en hy nie geëindig het nie. Maar ons kyk na die sterretekens, en ons kyk na alles, en dan is dit nog hierdie sterre wat ons lees ook, in die huisgenoot, en al die plekke van, maar my sterre voorspel vir my dit en dit. Maar die lank en die kort is, so ons wil God se wil uit die sterre uit probeer bepaal, en nie uit sy woord uit nie, en ons is so typies, ook skuldig daaraan, en dan gaan dit verder, die golery is nou maar, wil ek amper sê, towerkunsies en heksery, en daarmee saam gaan ook, dat dit uiteindelik daaroor gaan, dat ons besig hou met allerhande bygelowe, en dan wil ek amper sê vir ons ook, ons is baie skuldig daaraan, dat ons het allerhande bygelowe wat ons glo. Ek het nou onlangs met die kinders dit behandel met die lesse wat ek gee, maar allerhande bygelowe, as die swart kat oor die pad loop, dan is dit vir my nou bad luck, of slegte geluk, en as dit gebeur is dit goed, en as dit gebeur is dit sleg, allerhande bygelowe, ek wil nou nie in besonderhede daarin ingaan nie, maar dit is ook, en wat is die verkeer daaraan, die lank en die kort is, ons sit ons vertroue op ander goeders as op die Here, so dis hoe dit typies in hulle dag gegaan het, maar dit is hoe dit typies ook in ons dag gaan, ons het allerhande bygeloofies, ons vertrou nie op God nie, ons luister nie wat sy woord sê nie, maar ons soek ons wysheid uit ander goeders uit, en uit dit wat ons self met ons hande maak, en dit wat ons vir onsself uitdink en opdink, wil ek amper sê. En dan wys vers 7 baie duidelik, ek wil amper sê, dit herinner ons weer aan toe ons oor Salomo met sy perde en sy stryd vir ons gelees het, dit gaan nie oor die perde hier as sulks nie, maar dit gaan oor wat dit verteenwoordig, en hulle land is vol van silwer en goud, so wie is die ou groot duiwel, dis Mammon, ons loop agter geld aan, hulle land is vol van silwer en goud, so ons is ryk, ons dink, ons het nie die Here nodig nie, en hulle land is vol van perde, en daar is geen end aan hulle stryd vir ons nie, so waaroor gaan dit gaan oor die militêre mag, ons dink ons is reg, ons is gereed, en daarom sal alles met ons goed gaan, ons hoef nie vir iemand te vrees nie, en dit is uiteindelik wat hier gesê word, en dan sien ons ook in vers 8, vers 8 beskryf ook, dat daar allerhande afgode is, waarvoor hulle buig, afgode wat hulle met hulle eie hande uiteindelik gemaak het, so dit is, wil ek amper sê, hoe dom die mens is, ons aanbid baie keer goed wat ons self gemaak het, en nou klink dit vir ons, wil ek amper sê vreemd, wanneer ons dit nou hier lees, en ons nou Ou Testamenties daaraan dink, maar ons moet weer eens vir onsself sê, ons het maar ook allerhande afgode, en baie keer is dit ook goed wat ons met ons eie hande gemaak het, ons besef net nie dat ons voor hulle neerbuig nie, so dit maak ons eintlik dommer as die mense in die Ou Testament, want hulle het hierdie beeltjies gemaak, of hierdie afgode, met hulle hande en dan daarvoor gebuig, maar hulle weet ten minste, dit was wat hulle aanbid het. Ons is aan die ander kant, ons doen ook baie keer goeders, en ek kan seker aan baie voorbeelde dink, maar kom ons noem maar net een voorbeeld, terwyl daarvan om 'n voorbeeld te maak, kom ons, miskien is 'n goeie voorbeeld, ons sien by die skole deesdae, die sport wat die kinders het, en die sport hou die kinders so besig, dat wanneer jy vir ma en pa ook sê, wanneer kom julle eendag kerk toe, dan sê hulle, jong, ons kan nie daarby uitkom nie, ons is nou besig om ons oukie te bou, dat hy rugby speler kan wees, of ons meisie te bou, dat sy netbal speler kan wees, en ons is elke naweek op 'n ander plek waar ons sport doen, en is die hele tyd oefeninge, en is die hele tyd afrigtingsklinieke, en wat dit ook al kan wees, en eintlik wat ons doen is, dis 'n afgod wat ons aanbid. Ek sê nie sport is sleg nie, dis nie wat ek sê nie, ek sê net ons moet besef, ons bou ons eie afgode, en ons besef nie eers wat dit is nie, en ons aanbid hulle, want hulle word vir ons belangriker as wat God is, en ons verloor uiteindelik waaroor dit werklik gaan, ons mis die punt, dit is die punt, dit sê nie dat enige iets 'n afgod is nie, maar dit sê net, ons maak so dikwels van goed wat nie afgode behoort te wees nie, afgode, en dit kan enige iets wees, wat vir my belangriker is as wat God vir my is. Maar dan om terug te kom na ons teksvers, so dan word dit vir ons alles verder uiteindelik beskryf, en ons gaan nou nog van dit kyk, maar dan in vers 12, dan sien ons eintlik, as ons in gedagte hou dat hierdie een groot geheel is, dan sien ons hoe die gaping tussen die ideale, wat in die eerste 5 verse verlede Sondag vir ons beskryf is, en die werklikheid, hoe hierdie gaping uiteindelik oorbrug word, of hoe dit kan oorbrug word.
En hoe gebeur dit? Deur 'n dag van die Here. Nou so hierdie dag van die Here wat vir ons hierdie heeltyd beskryf word in die verse wat ons ook gelees het, waar die Here die aarde sal verskrik, is hoe dit beskryf word, want dit is die werklikheid. Ons is so besig met ons alledaagse lewens en met ons doen en late en met ons goeders wat ons tot afgode verhef, ons geld wat ons aanbid, wanneer ons agter Mammon aanhardloop, ons bygeloofies en ons alles, dat wanneer die wederkoms, die dag van die Here aanbreek, gaan dit 'n dag van groot verskrikking wees vir die aarde. Dis die werklikheid, maar dit is die toets wat voor ons gelê word. En dit is die voorreg wat ons as kinders van die Here het, dat ons gaan nie op daai dag ewe skielik besef, o jette, maar hier's dit nou nie. Ja, dit gaan onverwags wees, maar ons het die voorreg, ons word die heeltyd gewaarsku. Sorg dat jy gereed is vir die wederkoms. So dis nie iets waarvan wanneer dit gaan aanbreek, ons gaan sê, maar ons het nooit geweet so iets gaan gebeur en nou wil ons onskuldig wees nie. En dis die harde werklikheid. Die wêreld gaan wil sê, hoe moes ons geweet het? En dan gaan God sê, julle het my woord gehad, julle het my wet gehad, julle het die profete gehad, die evangelie is oor die wêreld versprei, julle wil net nie geluister het nie, julle wou nie dit aangeneem het nie, en dit is die aanklag hier, maar die feit van die saak is, dat dit is uiteindelik 'n toets, daar is 'n krisis of 'n toets, wat uiteindelik sal plaasvind, en op daardie stadium sal dit die groot krisis of die groot toets wees, maar ek wil dit weer eens terugbring na ons toe, is dit nie maar hoe dit ook in ons lewens werk nie, is dis elke keer die krisis wat in ons lewens gebeur, die toets, die groot ding, maak nie saak wat dit is, of dit 'n dilemma is, 'n hartseer is, iets wat met ons gebeur, wat nie goed is nie, maar is daai ding wat gebeur, wat ons weer wakker ruk, wat ons weer terugruk, wil ek amper sê, na die werklikheid toe, en dit bring ons weer nader aan God, want die harde werklikheid is uiteindelik, en ons moet dit erken vir mekaar, dat wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons maar so dikwels van die Here, dan onthou ons hom nie, dis eers wanneer dit met ons swaar gaan, wanneer ons moeilike omstandighede deurgaan, wat ons uiteindelik weer terughardloop na die Here toe, en dit bring ons nader aan die Here. So daarom moet ons soms ook dankbaar wees vir die swaar tye en die moeilike omstandighede en die hartseer, want dis daardie tye wat ons weer terugbring uiteindelik na die Here toe, en wat ons leer om wanneer dit goed te gaan, nie van die Here te vergeet nie, maar dan uiteindelik die Here te loof en te prys en te dank daarvoor. Maar wat hierdie toets dan ook aan betref, wanneer ons hier in vers 12 verder lees, is dit is hier met die dag van die Here, met die wederkoms, met ander woorde wat voorspel word, is dit 'n bietjie anderster as met die vorige toetse wat ons elke keer gesien het. Met die vorige toetse in hierdie reeks van ons oor die berge, was dit elke keer 'n spesifieke persoon gewees, Abraham of Moses of Elia of wie dit ook al was, of Dawid of Salomo wat getoets was. Maar met die dag van die Here, wat dit uniek maak, is dit is nie net 'n toets vir die individu nie. Ja, dis vir elke individu, maar dit is 'n toets vir almal. Dis 'n toets, en ek wil amper sê, dan met die dag van die Here het die toets sy verloop en was jy getoets, en nou is dit die uitslag wat uiteindelik hier gegee gaan word op hierdie toets. So dit is die geheel van Israel wat hier uiteindelik getoets word, en die belangrike daarvan is, die wat op God gaan bly vertrou, sal die toets deurstaan, en hulle sal bekend staan as die oorblyfsel. Ons sal nou sien, alhoewel die oorblyfsel nie noodwendig hier in die verse wat ons gelees het in Jesaja 2 genoem word nie, aan die uiteinde van hierdie groter gedig in Jesaja 4 word die oorblyfsel juis genoem. En dit is die wonderlike, dis die genade van God, is dat daar altyd 'n oorblyfsel is, en ons is deel van daardie oorblyfsel. Dis ons name wat in die boek van die lewe staan, en dit behoort ons uiteindelik te dryf, te motiveer, om uiteindelik 'n lewe van dankbaarheid te leef. Dit behoort ons te dryf om 'n lewe te leef wat die teenoorgestelde lyk, van dit wat in verse 6 tot aan die einde van Jesaja 2 beskryf word, maar juis om vrugte te dra wat by die bekering pas. Wat ook verder belangrik is hier in ons teksvers nog in vers 12, is ons sien hier, dit gaan oor mense wat hulle self wil verhoog, mense wat dink hulle is beter as ander, mense wat trots is, mense wat uiteindelik neerkyk op ander. Vir hulle kom die dag van die Here ook. En dan sien ons in vers 14, wat ons ander teksvers is,
Dat dit gaan oor mense wat hulle self berge wil maak. Ons tema is juist berge, mense wat hulle self verhoog en op hulle mensgemaakte bergies of hulle mensgemaakte trone wil sit. En God sê, dit is wat vers 12 ook nog sê in 'n sekere sin, God sê die dag van die Here kom, en op daai dag van die Here gaan hy die wat hoog is, laag maak, gaan hy die wat dink hulle is trots en hulle is die beste, gaan hy hulle verneder, die wat neerkyk op ander mense en dink hulle is beter as ander mense, die sal hy uiteindelik verneder, want almal is gelyk voor God. So dit is ook die belangrike les wat ons uit vers 14 en hierdie res van hierdie teksverse leer, dat ons nie moet dink ons is hoë berge of hoë torings, of dat ons beter as ander mense is nie, maar dat ons moet besef, voor God is ons almal gelyk, ons verdien die hel, en hy is die verhewe een, hy is die een wat hoë is. Ons moet pas op vir daai hoogmoed, daai trotsheid, wanneer ons dink ons is beter as ander mense, as ons dink ons is berge en ons is torings. Hierdie vers sê, met die dag van die Here, met die wederkoms, wanneer dit aanbreek, sal ons uiteindelik weer gelyk gemaak word met die aarde, met die laagtepunte, met die, wil ek amper sê, met die klowe se onderkant en met die diepste gat, wanneer ons so dink. Dan lees ons nog verder, ons sien in die verse wat volg, ek wil nie almal nie spesifiek uitwys nie, maar ons sien in vers 16 ook, dat daar gepraat word van die skepe, en van die seders van Libanon, so dit gaan alles oor die handel wat gedryf word, en dit verbind weer aan die gedagte van mammon, so dis hierdie handel wat julle dryf, wat julle uiteindelik ryk maak, dis die geld wat daardeur inkom, en God sê op die dag van die Here gaan ek dit nie net weggeneem het nie, maar dit gaan niks meer beteken nie, al julle geld gaan niks beteken nie, want jou geld kan jou nie in die hemel inkoop nie, dit werk ongelukkig nie so nie. Maar as ons dan vir 'n oomblik kan terugkom ook, wil ek hierdie gedagte graag verbind daaraan, in die tyd waar ons onsself nou op ons Christelike kalender bevind. Ons is nou by die Sondag tussen Hemelvaart en Pinkstersondag. So Hemelvaart was die afgelope donderdag nou gewees, 'n paar dae terug. Nou is dit hierdie Sondag tussenin, en volgende Sondag is dit Pinkstersondag, die Sondag waarop die Heilige Gees uitgestort is. En in 'n sekere sin vir die disippels in die tyd van die Nuwe Testament kon dit dalk 'n Christus tyd gewees het. En dis definitief 'n tyd van toetsing, want Jesus het vir hulle nou hierdie laaste opdragte gegee, en toe vaar hy op na die hemel toe, hy het gesê, gaan dan heen en gaan maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, gaan wees my getuies tot aan die uithoeke van die aarde. En nou sit in 'n sekere sin hierdie krisistyd, want God het nou vir hulle gesê, doen dit, maar nou wil ek amper sê, die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie, so hulle het in 'n sekere sin nog nie daai krag ontvang, waarvan Handelinge 1 vers 8 praat nie. Maar die opdrag is reeds daar, en omdat die opdrag is wat Handelinge 1 vers 10 tot 11 sê, kom ek lees dit vir ons, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, met ander woorde, terwyl die hemelvaart plaasvind, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Die wederkoms gaan net so gebeur, soos wat julle hom nou sien wegvaar het, net so gaan hy terugkom wanneer die wederkoms aanbreek. En dan weet ons natuurlik wat hulle reaksie was, hulle het omgedraai en hulle het gegaan na Jerusalem, en toe moes hulle wag vir die Heilige Gees om uitgestort te word, maar die punt is, dat in hierdie tussentyd is daar nou 'n opdrag, daar is 'n toets, dis die toets wat voor ons lê. Miskien kan ons sê, in hulle tyd was dit, die eerste gedeelte van die toets was, om nou te wag vir hierdie tydperk, vir die volgende 10 dae, totdat die Heilige Gees uitgestort is. In ons tyd is die Heilige Gees reeds uitgestort, ons weet wat die werk is, en deel van die toets is om nie die geloof te verloor nie, maar om hierdie opdragte te gaan uitvoer, om die berg te bly opklim, uiteindelik tot bo. En uiteindelik wanneer die wederkoms aanbreek, dan sal ons geweeg word en kyk of ons hierdie toets uiteindelik weerstaan het. So die toets is, hoe reageer ons op die feit dat ons weet dat die wederkoms op hande is? Hoe hanteer ons hierdie toets? En dan van daar af, dan sien ons, dan is ons klaar met Jesaja 2, en nou vertel ek die res en ek vul so 'n bietjie in. Jesaja 3
word dan in 'n sekere sin in 2 gedeeltes opgedeel. Gaan lees hom maar. Ek gaan net sulke enkele verse uitlig. Die eerste 15 verse van Jesaja 3 gaan in 'n sekere sin oor die mans wat die leiers is, wat die hoof moet wees, wat die voorbeeld moet wees. En daar word vir hulle gesê, julle is boos en julle is sleg en julle doen nie wat reg is nie, julle vergelyk of julle is die simbool van die geheelbeeld van Israel en van Juda, maar julle val in julle sonde. So vers 8 van Jesaja 3 sê, want Jerusalem het gestruikel en Juda het geval. Hoekom? Want hulle tong en hulle dade is teen die Here om sy oë vol heerlikheid te trotseer. En vers 13 sê, die Here staan daar op 'n regstryd om 'n regstryd te voer. Hy tree op om die volke te vonnis. So dit vertel vir ons nog verder van hierdie dag van die Here. Dit is soos 'n hof en ons staan skuldig daar in die hof en dan word vir ons gesê, julle is skuldig, die vonnis is gegee, so daarom verdien jy die hel. En dan die volgende verse van vers 16 af van Jesaja 3, waar dit nou met die mans gehandel het, nou handel dit met die vrouens, en daar word vir ons iets van die vrouens vertel. Ook hier wil ek net 2 verse uitlig. Die eerste 2 verse daar, 16 en 17 sê van Jesaja 3, verder het die Here gesê, omdat die dogters van Sion trots is en loop met uitgestrekte nek en met die oë lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel, daarom sal die Here die skedel van die dogter van Sion skurf maak en die Here sal hulle skaamte ontbloot. So wat is weer die geval? Net soos met die mans, julle het geval, met die vrouens, julle het geval, en 'n gedeelte daarvan is omdat julle nie julle plek ken nie, omdat julle dink julle is hoër as die mans, omdat julle in julle weelde met julle goud en met julle ringe en al julle goed rondloop en dink julle is beter, en omdat julle uitlok, en dit laat my maar net so tipies dink aan die dag van vandag. En uiteindelik sê God ook vir hulle, soos vir die mans, julle dink julle is hoog, julle dink julle is weelderig, maar ek sal julle tot 'n val bring. Op die dag van die Here, wanneer die wederkoms aanbreek, gaan julle besef, waaroor gaan dit werklik. Maar dan is die wonderlike weer, dan is die troos wat ons in al hierdie dinge het, is dat ons kan die toets weerstaan, en ons weet aan die ander kant daarvan, dis omdat die Heilige Gees uitgestort is, maar is ook omdat dit hier vir ons beloof word, soos ek gesê het in die spesifiek in Jesaja 4, dat daar sal 'n oorblyfsel wees. En hoekom is daar 'n oorblyfsel? Dit moet ons besef. Nie omdat ons so goed is nie, juis die teenoorgestelde daarvan, maar omdat God so genadig is, omdat God so goed is. En dit moet ons besef, daardie besef, want dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor God. Dit is alles ook deel van die toets. Deel van hierdie toets wat ons moet deurmaak, is juis dit wat Jesaja 2 en Jesaja 3 vir ons wys. Maak nie saak wie of wat ons is nie. Of ons nou deel van die geheel van Israel is, of ons mans is, of ons vrouens is, of ons nou dink ons is beter, maar deel van die toets is om te besef, ek kan niks op my eie doen nie. Alles is net genade uit die Here se hand. En die feit dat ek sy kind is, dat ek hom ken, dat die Heilige Gees die geloof in my gewerk het, dat ek deel van die oorblyfsel is, die uitgekiestes wie se naam in die boek van die lewe staan, dit is alles net genade. En nou is deel van my toets, is hoe tree ek op, wat is my reaksie op daardie genade van die Here? En dan uiteindelik as ons vra, maar hoe moet ons dit dan doen? Dan kom die antwoord, en ons gaan volgende Sondag, as dit die Here se wil is, Jesaja 4 in diepte behandel, maar die antwoord kom in Jesaja 4. En in sekere sin sien ons die antwoord op die toets. Nou word dit aan die einde van hierdie gedig, hierdie hele stuk van hierdie geheel van Jesaja 2 tot 4, word dit vir ons gegee. In Jesaja 4 verse 2 en 3 wil ek vir ons lees, in die dag, weer eens die dag van die Here, die wederkoms, in die dag sal die spruit, en die spruit word met 'n hoofletter geskryf, in die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad en heerlikheid en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. En wie in Sion oorgebly het, hier kom die gedagte van die oorblyfsel, en wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem. En hier word natuurlik bedoel die nuwe Jerusalem. So kom ons sluit af met
met hierdie gedagte. So wat hier gebeur is, soos ek gesê het, die spruit is Jesus Christus, dit word met 'n hoofletter geskryf. Hier voorspel Jesaja die spruit van die Here, die een wat uit die Here uitkom. So hy is gebore uit die maagd Maria sonder 'n vader. Hy is die spruit van die Here. En Jesaja voorspel dit ook verder en ook die ander profete. Die bekende gedeelte wat ons baie keer in die Kerstyd lees is Jesaja 11 vers 1, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai. Wie is Isaai? Isaai is Dawid se pa gewees. En 'n loot uit die wortels sal vrugte dra. So dit is ook die belangrike, ons mis dit baie keer, daar moet vrugte gedra word. Onthou, dis hierdie regproses, ons is skuldig bevind. En Jeremia voorspel dit ook. Jeremia sê, kyk, daar spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit met 'n hoofletter sal verwek, en as koning met 'n hoofletter, sal hy met 'n hoofletter regeer, en verstandig handel, en reg en geregtigheid doen in die land. So Jesus moes op hemelvaart sy troon bestyg, want hy sal as koning in reg en geregtigheid handel en verstandig regeer. En ook bietjie later sê Jeremia in Jeremia 33 vers 15, in die dae en in die tyd sal ek vir Dawid 'n spruit, weer eens met 'n hoofletter, van geregtigheid laat uitspruit. En hy sal reg en geregtigheid doen in die land. En dis belangrik, ons kan nie self geregtigheid doen nie, hy moet ons regverdig kom maak. Jesus is ons geregtigheid voor God. Ons is ongeregtig, ons verdien die hel. Maar hy dra die vrugte, die spruit van Isaai, die spruit van Dawid, die spruit van die Here. Hy is die een wat die vrugte dra, wat ons geregtig maak, wat ons sondes kom wegneem. En Openbaring praat ook daarvan, en nou spring ons van die Ou Testamentiese profeseë af na Jesus self wat dit sê in die voorspelling van Openbaring in die eindtyd. Johannes sê in Openbaring 22 vers 16, met ander woorde die laaste hoofstuk van die Bybel, hy het hierdie visioen en hy sê, ek Jesus het my engel gestuur. Dis nou wat Jesus vir Johannes sê. Ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. So nou is die volheid van die kerk daar. Dis deel van die vrugte. Ons moet die berg bly opklim na die kerk toe, na die tempel toe wat aan die bokant van die berg sit, en Jesus getuig dit nou voor die hele kerk. As julle gewonder het, sê hy, ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid en die blinkmorester. So dis die wonderlike wat ons kan hê. Hoe weerstaan ons hierdie toets? Ons moet aan Jesus vashou. Wat ons eintlik vir mekaar kan sê, is vir die volk van die Ou Testament, vir die disippels van die Nuwe Testament na Jesus se hemelvaart. En vir ons vandag geld nog presies dieselfde ding. En wat is dit? Ons moet nie onsself tot berge verhoog en hoogmoedig wees en trots wees en neerkyk op ander mense en dink dat ons beter is nie. Maar ons moet nederig wees, ons moet getrou bly bergklim, ons moet besef waar ons is, ons moet besef ons het nie gearriveer nie, ons is nie bo nie, maar ons moet bly klim, ons moet bly volhard in die geloof totdat die wederkoms uiteindelik aanbreek. Dis 'n voortdurende stryd na bo, dis nie maklik nie. Maar in Handelinge 1 vers 8 het die Here gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ons moet die toets elke dag weerstaan. Dis nie maar sommer maklik nie, maar dis 'n stryd. Maar die wonderlike is, ons kan die toets weerstaan. Hoekom? Omdat Jesus die een is wat vir ons die geregtigheid gedoen het. Hy het vir ons aan die kruis kom sterf. Hy het vir ons met sy bloed betaal. Hy het ons dier gekoop en hy het vir ons op die 3de dag uit die dood uit opgestaan, sodat soos wat Johannes 3 vers 16 sê, elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So hy het die werk namens ons gedoen, sodat ons die beloofde land, die hemel uiteindelik kan ingaan. En luister maar weer, as ek weer Jeremia 33 vers 15 kan lees, dit is presies wat gesê word. In die dae en in die tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat uitspruit. So op die regte tyd het Jesus aarde toe gekom om vir ons sondes te kom sterf, en hy het ons geregtigheid voor God vir ons moontlik gemaak. En wat gebeur as gevolg van dit? Die res van die vers sê, en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. So met ander woorde, hy het dit gedoen in die land, sodat ons uiteindelik die beloofde land
uiteindelik kan ingaan. En ons moet dus in die spruit, met ander woorde in Jesus bly glo, deur die genadegawe van die geloof, en daarom met 'n lewe van dankbaarheid nederig die berg bly opklim en die vrugte dra wat by die bekering pas. En in alles wat ons doen, moet ons streef daarna, soos Paulus in Filippense 3 sê, ek jaag daarna of ek dit miskien kan gryp. Nie dat ek dit kan gryp nie, maar omdat Jesus my gegryp het, omdat hy my uitverkies het. Dis hoekom ek bly volhard in die geloof. Dis hoekom ek bly klim op hierdie lewenspad op met die berg. Dis hoekom ek streef daarna aan mekaar om die vrugte van die Gees te dra, om tot eer van God te leef, sodat ek die eer aan hom kan gee, want ek wil elke dag meer en meer aan hom gelyk raak. Dis wat ons moet doen. Ons moet streef om meer en meer soos Christus te wees, om meer en meer in sy voetstappe te volg en te leef soos hy geleef het. En dit alles nie omdat ons onsself daardeur wil of kan red nie, maar omdat hy dit reeds vir ons gedoen het. Hy het ons reeds gered en daarom antwoord ons met lewens van dankbaarheid en ons bly uiteindelik die berg opklim. Ons sien wat die gevare is, wat die waarskuwings is, wat ook in hierdie gedig van Jesaja vir ons gegee word, en ons leef nie daarvolgens nie, maar ons leef die teenoorgestelde lewe, die lewe wat in alles die eer aan God gee, omdat dit hom toekom tot in alle ewigheid. Amen. Ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons maar weer hier vanmôre kan besef, soos wat ons ook gelees het hier in die laaste verse van Jesaja 2, dat uiteindelik Jesaja hier afsluit met die gedagte en hy vra uiteindelik die vraag. Hy sê, laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. En Here, dit laat dink ons maar net aan Psalm 8 wat ook sê, maar wat is die mens en die mensekind dat U hom besoek en dat U hom aanstel oor die skepping, dat U moeite met hom doen, dat U hom wil uitred. En Here, ons weet nie wat die antwoord is nie. Wanneer ons na onsself kyk as swak, nietige sondaars, dan verstaan ons nie hoekom U 'n bemoeienis met ons maak nie, hoekom U moeite met ons maak en hoekom U ons as instrumente in U hand wil gebruik om U blye boodskap te verkondig nie, want ons besef, ons verdien niks van dit nie. Maar Here, dan leer ons uit die Bybel uit dat U 'n genadige God is, dat U 'n goeie God is, dat U altyd genadig en altyd sonder ophou goed is, ja, selfs in die moeilikste omstandighede van ons lewens. Ook daar is U goedheid en U genade so duidelik te sien, so duidelik te bespeer en so duidelik vir ons daar tot nadenke. En Here, wanneer ons dit alles besef, dan kan ons nie anders nie as om te besef dat ons onsself nie op bergies moet sit, onsself nie moet verhoog op ons menslike trone nie, dat ons nie agter ander gode, agter mammon en geld en die wêreldse dinge moet aanhardloop nie, maar dat ons weer moet besef hoe swak, nietig en sondig ons is, en dat U redding vir ons, die feit dat U met ons 'n bemoeienis maak, die feit dat U ons liefhet, die feit dat U ons uitverkies het en die Seun gestuur het om vir ons sondes te kom sterf, om vir ons te oorwin, sodat ons die ewige lewe kan hê, dat dit alles maar net genade uit U hand is. Maar die Here, dat ons nooit ook sal vergeet nie, dat ons onsself ook moet opweeg op die groot skaal teenoor wat U vir ons gedoen het. En wanneer ons dit besef, dat ten spyte van wie ons is ons vir U so belangrik, het U ons so lief, dat U vir ons kom sterf het, dat U vir ons oorwin het, dat U bereid was om U lewe vir ons te gee. En Here, daarom moet ons onsself ook nie gering ag nie. Daarom moet ons ook nie dink dat ons niks werd is nie, maar daarom kan ons altyd ons identiteit in U vind en kan ons altyd weet, U is die ene wat ons lief het. U het ons so lief, dat U deur Jesus Christus wat vir ons kom sterf het, U liefde aan ons bewys het. U het ons so lief, dat U vir ons oorwin het, deur op die 3de dag uit die doodheid op te staan, sodat U ook kon opvaar en die troon bestyg, en die Heilige Gees uitstuur om ons te versterk, omdat ten spyte van wie ons is, U ook vir ons as instrumente in die hand wil gebruik. En Here, gee dat ons daarom altyd voluit vir U sal leef, dat ons altyd nie sal terugkyk na die sonde nie, maar dat ons sal opkyk na U toe, aan die bopunt van die berg, en dat ons sal bly stry,
bly klim en in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U bring. Here, in hierdie tyd vra ons dat U vir ons sal lei, vir ons sal rig, dat U aan ons goeie gesondheid sal gee, vir elkeen wat siek is, dat U vir ons gesond sal maak, vir elkeen wat beserings het, dat U vir ons genesing sal bring, Here, dat U vir ons sal vertroos, en dat U vir ons sal laat verhard in die geloof, vol hart in die geloof, sodat ons in alles wat ons doen, werklik die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, ook aan U sal bring. Dit alles vra ons en bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.